gaan uiteindelik nou kan begin met faktorisering. So as jy enigstens met iemand gepraat het wat ouer as graad 9 is, dan sal jy hoor, die nommer 1 ding waar hulle kla is faktorisering. Alright, so is belangrik dat jy aandag gee, en is belangrik dat jy seker maak jy verstaan die werk, maar soos ek sê, dit is rarig baie belangrik vir alles jy beplan om verder graad 10, 11 en 12 wiskunde te hê. Alright, so wat beteken faktorisering? Faktorisering in kort beteken om hakkies te maak. Alright, so beteken in jou antwoord gaan jy altyd hakkies hê. Nou, ons eerste metode van faktorisering is wat ons noem die grootste gemeenskaplike faktor. Alright, hopelik kan julle almal nog onthou begin van die jaar het ons priemgetalle gekry en dan ons die GGF en die KGV bepaal. Dis presies wat jy hier ook gaan doen. So as ons kyk na hierdie voorbeeld, gee hulle vir ons klas A en klas B. So in klas A is daar 'n ouetjie wat doen hy speel golf en ons 2 mannetjies wat weightlifting doen, gewigte optel. In klas B het ek iemand wat swem en ek het ook 'n mannetjie wat gewigte optel. So wat het al twee die klasse in gemeen? Sien jy dat al twee van hulle het ten minste een persoon wat gewigte optel. Met ander woorde, ek kan daai gewigte mannetjies uithaal as my gemeenskaplike faktor. Alright, so dit is wat 'n grootste gemeene faktor is. Jy moet kyk, wat is dieselfde in my verskillende terme? So ek het 'n klas A en ek het 'n klas B. Wat het hulle in gemeen? Altyd van hulle het 'n mannetjie wat weightlifting doen. Alright, so dit beteken ek haal daai mannetjie gemeenskaplik uit. Nou as jy hom uithaal, skryf jy hom altyd vooraan die hakie. Dan maak jy 'n hakie vir wat oorbly. So as ek daai mannetjie uitgehaal het en daai mannetjie uitgehaal het, wat bly oor in klas A? Een mannetjie wat golf speel en een wat weightlifting doen. Wat bly oor in klas B? Net die mannetjie wat swem. En daar het jy gefaktoriseer. Alright, so faktorisering is nie veronderstel om moeilik te wees nie. Ons maak dit moeiliker vir onsself omrede ons nie die beginsels van algebra verstaan nie. Alright, soos gesê het, dis gewigsit is die gemeenskaplike sport in die twee klasse. Alright, so jou GGF vir die getalle, die grootste faktor. Alright, so met jou getalle werk, jy altyd kyk wat is die grootste faktor. En met jou veranderlikes, met ander woorde jou letters, kyk jy altyd wat is die kleinste eksponent. So as ons kyk na voorbeeld 1, het ons 18 x to die mag 6 uit to die mag 10 gelyk plus 12 x to die mag 4 uit to die mag 7. So wat se getal, ons begin met ons getalle, wat se getal deel beide in 18 en in 12? Right, hulle was so oulik, hulle het klaar vir jou gesê, die getal wat in 18 en in 12 kan ingaan, die grootste getal is 6. Right, dan beweeg ons aan ons letters toe. So watter letter het ek? Ek het 'n X en ek het 'n Y. So as ek met my veranderlikes weg, dan vat ek altyd een met die kleinste eksponent. So ek het 'n X to die mag 6 en 'n X to die mag 4. Wat se een se eksponent is kleiner? Obviously die X to die mag 4. Dan doen ek dieselfde met my y. Ek het 'n y to die mag 10, ek het 'n y to die mag 7. Wat se een se eksponent is die kleinste? Dit gaan wees y to die mag 7. So met ander woorde, wat het hierdie twee groepies, hierdie twee terme in gemeen? Hulle albei het 'n 6, hulle albei het 'n x to die mag 4 en hulle albei het 'n y to die mag 7. So my gemeenskaplike faktor skryf ek dan voor my hakie. Maar nou moet ek gaan kyk. As ek daai 6 uitgehaal het, waarmee bly ek oor voor en na my minus? Voor my minus bly ek oor met 'n 3 en na my plus bly ek oor met 'n 2. Dan doen jy dieselfde vir elkeen van jou letters. So ons eerste letter was X. Ek het 6X gehad, toe haal ek 4X uit. So as ek 6 gehad het en ek vat 4 weg, hoeveel X het ek oor? Ek het 2 oor. So ek bly oor met x to die mag 2. Dan doen jy dieselfde met jou y. Ek het 10 eie gehad
toe haal ek 7 eie uit. So as ek 10 eie gehad het, ek haal 7 uit, hoeveel eie bly oor? Daar bly 3 eie oor. Alright, en dan het ek dieselfde vir na my plus, soos die klok sê, bly 2 oor, dan het ek 4 x gehad, maar ek het 4 x uitgehaal. So as jy 4 x het, en jy haal 4 x uit, hoeveel x bly oor? 0. So met ander woorde, daar is nie meer 'n x wat oorbly nie. Selfde met die y. Daar was 7 y's, toe haal ek 7 y's uit. Hoeveel eie bly dan oor? Daar is 0. En dan daarso het jy gefaktoriseer. Nou presies soos wat ek nou daar gekry het, 6x riem mag 4 uit riem mag 7, maak jy 3x kwadraat uit riem mag 3 plus 2. Jy kan altyd jouself gaan toets deur dit in te gaan maal. So dit wat ons in die vorige oefeninge gedoen het, ons gemaal het, dit is presies wat jy hierso ook kan doen. So jy maal dit in. So 6 maal 3 gee vir my 18, 4 plus 2 gee vir my x riem mag 6, en 7 plus 3 gee vir my uit riem mag 10. Plus 6 maal 2 gee vir my 2, daar is nie 1 nie, so is x riem mag 4 uit riem mag 7. En sien jy dan die antwoord wat ek kry as ek uitmaal, is dieselfde as die som wat ek oorspronklik gekry het. Right, so jy kan altyd jouself toets, faktoriseer, maal uit in Potlet. Right, ek wil nie sien dat jy uitgemaal het nie, dit is net om jou te help. En dan kyk jy net, is dit reg? Right, so kom ons beweeg nou aan na voorbeeld 2. So ek het 8x plus 2. So wat kan in beide 8 en 2 indeel? Waar die grootste getal wat by altyd van hulle kan indeel is 2. Nou 2 maal wat gee vir my 8? 2 maal 4. En 2 maal wat gee vir my 2? Dit gaan wees 2 maal 1. Right, dan kyk ons. Het altyd van hulle 'n x? Nee, hier is nie 'n x nie, so jy kan nie 'n x uithaal nie. So al gemeenskaplike faktore wat ek het is 'n 2. Maak jou hakkie vir wat oorbly. Right, so as ek die 2 nou net uitgehaal het, so daai 2 daar is weg, waarmee bly ek oor? Ek bly oor met 4. Right, ons het niks met daai x gedoen nie, so daai x bly ook nog steeds oor. Plus, right, ek het nou net my 2 uitgehaal, so as ek my 2 uithaal, waarmee bly ek oor? Ek bly oor met 1. So ek het 2 as 'n gemeenskaplike faktor, hakkie 4x plus 1. Weens kan jy jouself gaan toets op met potlood, kyk as jy terugmaal, kry jy wat jy oorspronklik gehad het. Right, voorbeeld 3. Pi r kwadraat plus 2 pi r. Right, ons begin. Wat het hulle al twee? Wel, altyd van hulle het definitief 'n pi. Right, altyd van hulle het ook 'n r. Right, altyd het nie 'n 2 nie, so ek kan nie 'n 2 uithaal nie. Maar ek kan 'n pi, en wat is die kleinste eksponent van r wat ek het? Dit gaan wees r tot die mag 1. Ok, maak my hakkie vir wat oorbly. So ek het my pi nou net uitgehaal, en ek het 1r uitgehaal. Right, so het ons plus. Right, so pi is weg, daar was 2 r'e, ek het 1r uitgehaal, so hoeveel r'e bly oor? Daar bly 1r oor. Plus, ek het niks met daai 2 gedoen nie, so daai 2 bly nog daar. Ek het 1r gehad, ek het daai r uitgehaal, so 1 minus 1 beteken daar is nie meer r nie. So dit is hoe my hakkie gaan lyk. Ok, voorbeeld 4, het jy 12x tot die mag 2 plus 8x, so weens, gaan dink vir jouself, wat kan in 12 en in 8 indeel? Wel, ons weet dat 4 kan. So 4 maal wat gee vir my 12? 4 maal 3. En 4 maal wat gee vir my 8? 4 maal 2. Kyk na jou letters, jou veranderlikes. Alright, altyd van hulle het 'n x, so kan 'n x gemeenskaplik uithaal. Kleinste eksponent van x is x tot die mag 1. Right, maak jou hakkie vir wat oorbly. Soos ek nou net my 4 uitgehaal het, met watse getal bly ek oor? Ek bly oor met 'n 3. Daar was 2 x'e, ek het 1 x uitgehaal, so hoeveel x'e bly oor? Daar bly 1 x oor. Plus, daar was 'n 4 maal 2, maar ek het die 4 net uitgehaal, so watse getal bly oor? Ek bly oor met 'n 2.
Daar was 1x, ek het nou net 'n x uitgehaal, so x minus x beteken daar is niks oor nie. Sluit jou hakie. Dit is belangrik om te onthou, as jy 2 terme gehad het in jou som, beteken jy moet 2 terme in jou hakie hê. Alright, en die gemeenskaplike getal, hierdie is belangrik, 'n gemeenskaplike getal of die gemeenskaplike veranderlike moet by elke term voorkom. So as jy 3 terme het, moet hy by al 3 terme wees. Alright, so ons gaan nou hierdie video hierso sny, en dan in die volgende video sal ons kyk na die res, voorbeeld 5 tot voorbeeld 9.